Ons skriflesing is uit Handelinge 2 vanaf vers 1 tot 13, soos julle dit ook die bulletin het. Handelinge 2 vanaf vers 1 tot 13. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees. En het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. En hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is almal wat daar spreek dan nie Galileërs nie? En hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? Parters en Meders, Elamiete, inwoners van Mesopotamië, Judea, Kappadosie, Pontus en Asië, Frigië, Pamfilië, Egipte en die streke van Libië, by Sirene en Romeine, wat hier vertoef, Jode en Jodegenote, Kretense en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. En hulle was almal verbaas en radeloos en sê die een vir die ander, wat kan dit tog wees? Maar ander het gespot en gesê, hulle is vol soet pyn. Geliefdes, Pinkster is 'n hoogtepunt op die kerkkalender. Dit is 'n heilige oomblik waarop die geboorte van die kerk van Christus Jesus gedenk word. En deur die Pinkster gebeure het God kragtig aan die wêreld 'n verklaring gemaak. En hy het gesê, neem kennis, hier is nou 'n nuwe bedeling. Hier is die begin van my nuwe verbond in en deur my kerk, my eklesia, my uitgeroeptes. En ten einde die groter prentjie te verstaan, is dit belangrik dat ons kyk na hoe die voorafgeskiedenis in en deur Israel, hoe dit aan die aanloop gegee het, tot by Pinkster. Want ons moet verstaan, dat elke gebeure rondom daardie Pinksterdag, ek wil weer sê, elke gebeure rondom daardie Pinksterdag, ek wil sê meer as 2000 jaar gelede, was deel van die groter plan van God se genade. Niks was toevallig nie. Alles het volkome ingeskakel by wat God bykans 4000 jaar gelede reeds bepaal het. Die geboorte 2000 jaar terug, maar 4000 jaar gelede het God reeds bepaal hoe dit gaan gebeur. Wanneer ons na die woord van die Here gaan, dan sien ons, daar was 9 groot feeste wat God vir sy volk bepaal het, vasgestel het. Ons vind dit in Exodus 23 en Levitikus 12. Maar ons gaan net by twee bepaal wat op vandag van toepassing is. En die eerste een waarna ons kyk, is die fees wat God aangekondig het, was die Pasga of die Paasfees, wat onmiddellik oorgaan in die fees van die ongesuurde brode. Nou die Pasga of die Paasfees was die fees wat God aangekondig het, wat hulle as volk moet gedenk, 'n gedenkfees ter bevryding, 'n gedenkfees van die bevryding uit Egipte, soos dit in Exodus 12 beskryf word. En op die aand van hulle vertrek uit Egipte moes die Jode 'n lam slag, die bloed van die lam aan die kusyne smeer, die lam eet, en dan sou die doodsengel nie daardie huis besoek het nie, om die eerstgeborene weg te neem nie. En dan hierdie Pasga is onmiddellik opgevolg, was eintlik deel van die fees van die ongesuurde brood, wat hulle vir 'n week lank moes volg.
En die ongesuurde brood was simbolies van die groot haas waarin hulle moes pad gee uit Egipte, voordat die Egiptenare van gedagte verander het. So die Pasgafees, die fees van die lam, die bloed van die lam, en die fees van die ongesuurde brode was die een groot fees wat God, een van die 9 wat God bepaal het, en een van 3 wat hy by 'n spesifieke geleentheid vir hulle gebied het om na te kom in Levitikus 23, ook Exodus 23. So die volgende fees wat dan ons by kom, ek sê weer, die eerste een was die Pasga, die tweede ene word genoem die Pinksterfees, Pinkster afgelei van 50, Pentateug is die eerste 5 boeke, die Penta is daar alreeds die verwysing, maar die Pinkster wat die Pentakost genoem word in Engels, beteken die 50 dae, gebaseer op die 50 dae na die Pasga. En dit is dan die uitstorting van God se Heilige Gees. Nou ons weet, die Paasfees het plaasgevind. Daar word die kruisiging van Jesus Christus gedenk. Dan 40 dae na die kruisiging is dit die hemelvaart. Is dit die hemelvaart, en dan 10 dae na die hemelvaart is dit dan hierdie wat ons dan vandag gedenk, die Pinksterfees, die uitstorting van die Heilige Gees. So dit is hoe dit op God se tydlyn loop. So presies 50 dae na die Pasga, na die fees van die ongesuurde brood, vind hierdie uitstorting van God se Heilige Gees op sy kerk plaas. En dan saam met hierdie Pinkster idee was dan die gedagte dat die eerstelinge van die koringoes moes geoffer word. Dit het daarmee saamgeval, die eerstelinge van die oes. God het gesê, dis die dag waarop julle dit gedenk. En dit is dan op daardie dag die eerstelinge van die oes wat ingevorder word. En dink nou aan daardie 120 dae in die bokkamer. Hulle was die eerstelinge van die oes wat deel van die kerk van Jesus Christus genoem was. So dit het met daardie dag saamgeval. Maar dan was daar nog 'n ooreenkoms. Dit het ook saamgeval met die gee van God se wet. Dit wil sê, toe God sy wet vir sy volk gegee het, dis ook die dag wat daardie gee van die wet gedenk word. Maar nou kom God en hy gee 'n ander wet. En in die plek van die wet gee hy genade, die geboorte van sy kerk. Die derde fees wat op daardie dag, wat God toe aangekondig het, wat gedenk moet word, was die Loofhuttefees, maar een wat ons nie vandag na kyk nie, ons sal nog by hom uitkom. So, ek het reeds genoem, God het hierdie feeste, bykans 1500 jaar voor die tyd afgekondig. Het hy gesê, dit is die feeste wat julle moet gedenk. En ons moet die verband verstaan. As ons na Matteus 26 vers 17 gaan, vra Jesus se disippels om daar aan die vooraand van sy kruisiging, vra hulle vir hom, Here, waar wil u hê moet ons gereed maak om die Pasga te eet? Waar moet ons hierdie fees gedenk wat ons saam met u gaan hê? Die volgende dag word Jesus gekruisig. Met ander woorde, dit plaas ons dan onmiddellik in die raamwerk van Jesus se kruisiging, wat ten tye van die Pasga gaan gebeur. En ons ken die kruisgebeure, ons ken dit baie goed en wat daar plaasgevind het. Maar te midde van die baie heenwysings kom Paulus en hy verbind die Jesus se kruisiging aan die slagting van die paaslam in 1 Korintiërs 5 vers 7 wanneer hy skryf, want ons paaslam is geslag, naamlik Christus Jesus. Maar hy sê verduidelik, dit is die ooreenkoms. Die kruisiging van Jesus was die slagting van die paaslam wat vir ons vrygekoop het. Soos die destydse paaslam die Israeliete vrygemaak het van die Egiptenare met hulle uittog uit Egipte, so maak Christus ons vry van die dood, van die sonde,
deurdat hy in ons plek gesterf het. Die bloed word vir ons aangewend. En nou het ons daardie vryheid. En dan is dit ook dan die verdere ooreenkoms dat die tyd, dit was presies ook die tydstip waarop die priesters in die tempel die paaslammers begin slag het. Gewoonlik 3 namiddag in die 3 ure in die namiddag. En so vir 1500 jaar lank was dit die fees wat hulle gevier het, die gedenkfees wat hulle gevier het elke jaar na die uittog uit Egipte. En dan 1500 jaar later, na die fees ingestel is, dit wil sê daardie nag van die Pasga. 1500 jaar later kom God en hy bepaal dit is die nag waarop Christus, dit is die dag waarop Christus gekruisig gaan word. En ons moet dit verstaan, geliefdes. Dit was nie maar net 'n toevallige dag nie, dit was die dag van die offerlam. Dit was die nag van die ongesuurde brood. Dit was die dag deur God bepaal. So daar op Golgotha, buite die mure van Jerusalem, het die ware lam van God sy laaste asem uitgeblaas en het sy bloed vir ons gevloei en het sy liggaam vir ons gegee. En dan word die woorde van Johannes die Doper waar, wat hy in Johannes 1 vers 29 gesê het, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld gaan wegneem. En op daardie presiese oomblik skeur die voorhangsel in die tempel van bo tot onder, Matteus 27 vers 51, en want dit was God wat sê, die diereoffers is nie meer nodig nie. Dit is nou verby. Die lam is geslag, die offer is aanvaar, die offer was volkome, was genoeg, voldoende. Die weg na God is nou oop. Die voorhangsel is geskeur. Die bloed van die lam gee vir ons die toegang tot God. En ons moet dit verstaan. Dit is hoe God dit reeds bepaal het, 1500 jaar voor dit plaasgevind het. Het was nie 'n toevallige sterwe nie. Dit was 'n presiese vervulling van God se reddingsplan. En daardie oomblik toe Jesus sê, dit is volbring, het hy ook daarmee gesê. Die 1500 jaar lange gedenkfees is nou verby. Die bloed van die paaslam word nie meer gedenk nie. Die ware offerlam het gekom. Hy is geoffer. En dit is sy bloed wat ons gedenk. Die tweede fees wat ons gedenk is die Pinksterfees. Dit word ook die fees van die weke en die oesfees genoem wat alles saamgeval het. En dit moes presies 50 dae na die Paasfees plaasvind, soos dit in Levitikus 23 bepaal is. En dit was dan ook gekoppel, soos ek reeds genoem het, ook aan die gee van die wet, wat daarmee saamgeval het in Exodus 19. So in Handelinge 2 stort God se Heilige Gees op hierdie historiese dag uit. Die ou bedeling van die kliptafels, van die wet op kliptafels, word vervang deur die nuwe verbond, waarna God in Jeremia 31 vers 33 verwys het. Toe hy gesê het, ek sal my wet in hulle binneste gee, en dit op hulle harte skrywe. Ook die skrywer van die Hebreërsbrief verduidelik in Hebreërs 8 vers 10, dit is nou die verbond wat ek met Israel na daardie dae sal sluit, sê die Here. Ek sal my wette in hulle verstand gee, op hulle harte sal ek dit skrywe. Ek sal hulle God wees, en hulle sal my volk wees. So weer eens, daardie ou fees word vervang met die nuwe fees. Hebreërs 10 vers 12 tot 16. Maar Jesus Christus het een offer vir die sondes gebring en vir altyd aan die regterhand van God gaan sit. Nou waar sy koningskap word bevestig.
Nou wag hy daar totdat sy vyande aan hom onderwerp is. En dan weet ons, dan is dit die wederkoms. Deur die een offer het hy vir die wat afgesonder word, vir altyd volkome van sonde vrygemaak. Ook die Heilige Gees betuig dit aan ons. Eers sê hy, dit is die verbond wat ek met hulle na daardie dae sal sluit, sê die Here. Ek sal hulle my wette in die hart gee, in hulle verstand sal ek dit skryf, hy bevestig dit. En nou is die nuwe verbond nie meer, en die wet nie meer op kliptafels geskryf nie. Dit is op die hart van elke gelowige geskryf. En dit is die verskil. Dit is hoekom die gelowige radicaal anders is as die ongelowige. En hoekom die gelowige anders lewe as die ongelowige. Want God se wet is op die harte, is op die tafel van sy hart geskryf. Daarom word hy gedring om anders te wees, om anders op te tree. En nou dink ek onmiddellik aan dit waarmee ons besig is, waarmee ons volgende Sondag aangaan en hopelik sal klaarmaak. Daardie saligsprekinge. Hoe God wil hê ons moet wees, hoe ons moet lewe. Ook Romeine 5, waarmee ons eintlik nog besig is, waarna ons daarna sal teruggaan. Hoe God wil hê dat ons anders moet wees. Dat daar 'n doel met sy redding van ons was. Nie om soos die wêreld te wees en soos die wêreld op te tree nie. Om nie toe te gee aan die sonde van ons hart of die sonde van die oomblik nie. Maar om te besef, ons is vrygekoop deur die bloed van Christus Jesus. Daarom is ons anders, daarom kan ons anders wees. Paulus skryf dan in 2 Korintiërs 3 vers 2 en 3. En hy sê vir die Korintiese gemeente, julle is ons brief. Maar julle wat die waarheid hoor, veronderstel is om die waarheid te leef, dit te verstaan en te leef. Julle is ons brief. Nou wat bedoel hy daarmee? Julle is die boodskap wat uitgeleef word daar waar julle lewe. Julle is die boodskap van Jesus Christus. Julle is ons brief. Geskrywe in die harte, geken en gelees deur alle mense. Dring dit ons nie om anders te wees, om te verstaan dat ons anders moet wees, wanneer ons besef wat Paulus hier skrywe, want dit is geskrywe in ons harte, om geken te word, gelees te word, verstaan te word deur alle mense, omdat julle duidelik 'n brief van Christus is, deur ons voorberei, geskrywe nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God, nie op kliptafels nie, maar op die tafels van die hart. Wat kan ons meer dring om te wees wat ons moet wees? In elke verhouding, in elke situasie waar ons bevind. Ons moet die groter prentjie verstaan. En dan as ons nou na hierdie kyk, hierdie twee feeste, dan sien ons, God was nie die mekaar met 'n klomp die mekaar dinge nie. Hy was besig om sy finale doel in die geskiedenis uit te voer. 1500 jaar voor die tyd aangekondig. 1500 jaar dan later vervul in Jesus Christus. En hier is ons nou 2000 jaar later. En ons is daar die boodskap wat uitgedra word. Ons is die brief aan die wêreld wat moet sê, besef die redding wat daar in Christus Jesus is. Pinkster was nie 'n verrassing nie. Dit was die oomblik waarvoor God die weg eeue van tevore gebaan het. Die geskiedenis van die ou verbond, God se verbond met Israel, was die skaduwee, die heenwysing wat gesê het,
die volk, die ware volk van God gaan nog kom. En die koms van Christus, die storting van sy bloed, die uitstorting van die Gees, is die werklikheid waarna die skaduwee heen gewys het om te sê, dit kom. En so is die kerk van Jesus Christus gebore. En onthou, ons is die liggaam van Christus. Daarom word ons die liggaam van Christus genoem. Omdat ons deur sy bloed vrygekoop is. En omdat hy sy Gees uitgestort het, sodat ons die lewe kan hê. En dit is sy Gees wat ons voortdurend dring en dryf en herinner daaraan. Maar dit is nie hoe jy moet lewe nie, of dit is hoe jy moet lewe. Doen dit, doen die positiewe, doen dit wat reg is. Verheerlik God op die manier waarop jy lewe met almal met wie jy te doen kry. En dit is dan die kerkera waarin ons vandag nog staan, hierdie tyd van voorbereiding, waarin ons staan in afwagting op die wederkoms. So daardie Pinksterfees was nie net 'n historiese datum nie. Dit is die operasionele basis, ons doen basis van ons hele lewe as gelowiges. So dit was dan die historiese aanloop soos God dit bepaal het tot by die Pinkstergebeure. Dit bring ons dan by die spesifieke gebeure wat daardie dag plaasgevind het. Dit wat ons vandag gedenk en soos dit ook in ons teksvers beskryf is. So hierdie beskrywing wat Lukas wat Handelinge geskryf het in Handelinge 2 beskryf, hy beskryf 3 bonatuurlike manifestasies van wat daardie dag in daardie bokkamer plaasgevind het, waar daardie 120 mense gewag het. Daardie mense met wie dit gebeur het, met elkeen van hulle. En al 3 hierdie manifestasies is gegee met 'n baie spesifieke doel voor oë en dra ook 'n baie spesifieke goddelike boodskap oor. Die eerste ene was die magtige geluid van 'n rukwind, soos 'n magtige geluid van 'n rukwind. En let wel, hierdie was 'n hoorbare geluid, hulle kon dit hoor. Kyk na vers 2, en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind. Dit sê nie 'n rukwind nie, soos van 'n geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Let wel, dit was nie 'n fisiese wind nie. Het was nie 'n stormwind of 'n rukwind wat die gebou geskit het of enige so iets nie. Dit was die geluid van 'n geweldige rukwind. En hierdie klank was God se hoorbare aankondiging van die koms van die Heilige Gees. Die oomblik toe hulle dit hoor, moes dit hulle tot hulle sinne gebring het om te sê, maar wat nou? Wat gaan aan? Wat gaan gebeur? Want so iets is nie geïsoleerd nie. Dit moes hulle gewaarsku het, daar is iets aan die kom. Hulle kon dit hoor. Dit was vir hulle 'n waarskuwing. Iets is aan die kom. En die Griekse woord wat Lukas hier vir wind gebruik is die woord pneuma. Ekskuus tog, pneuma. In Hebreëus is dit ruach, wat letterlik wind of asem of gees beteken. So deur die hele skrif het God menigmaal homself gemanifesteer as 'n wind. God het homself menigmaal in die Bybel gemanifesteer as 'n wind. Of die wind gebruik as 'n instrument om sy wil te laat geskied. Kom ons kyk na enkeles. Dink byvoorbeeld aan die skepping soos dit in Genesis 1 beskryf word. Genesis 1 vers 1, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. En die aarde was woes en leeg. En duisternis was op die wêreldvloed. En die Gees van God, dieselfde woord, het gesweef op die waters. Die pneuma van God, die ruach van God, die wind van God was daar. God se teenwoordigheid was daar. Dan weer in Genesis 2 vers 7, waar die Here God sy eie lewensasem, sy eie ruach, sy eie pneuma in die mens se neusgate blaas, sodat Adam 'n lewende wese word.
Dan dink ons ook aan Exodus 14 vers 21, waar God 'n sterk oostewind gebruik om die Rooi See oop te kloof. En hier is dit 'n wind van verlossing van God se volk, sodat hulle op droë grond kon deurtrek. Elke keer is dit die Ruach, die Pneuma, die wind van God, wat dit doen. En dan sien ons die Nuwe Testamentiese vervulling in Johannes 3 vers 8, waar Jesus in sy gesprek byvoorbeeld met Nikodemus bevestig dat die werking van die Heilige Gees alleenlik deur God bepaal word. Niemand kan dit bepaal nie. Hy sê vir hom, die wind waar hy wil. En jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. En so is dit met elkeen wat uit die Gees gebore is. Dit was uit God en nie van 'n mens nie. En dan nou hier op die eerste Pinksterdag smelt al hierdie lyne kragtig saam in een magtige klank uit die hemel wat hulle daar in die bovertrek hoor. Hulle hoor 'n rukwind. En hulle besef. Hulle sou waarskynlik later eers besef. Maar dit was die begin van die besef. Hier is iets. En hopelik, hier is God. Hier is God. Dit was God se lewegewende asem, sy Heilige Gees, wat as sy nuwe instrument van redding in die kerk, wat op daardie dag gebore is, ingeblaas word, aan hulle oorgedra word. So eerstens dan die rukwind. Tweede manifestasie, tonge soos van vuur. Weereens, toe hulle tonge soos van vuur gesien het, wat verdeel en op elkeen van hulle gegaan het. Maar daar was, as ons dit kan voorstel, daar was 'n vlam wat verdeel het en op elkeen van die 120 gaan sit het. Dis onmoontlik om dit in te dink. Maar dit is wat gebeur het. Hierdie was nou nie 'n hoorbare nie, maar 'n visuele manifestasie. Die eerste manifestasie was iets wat hulle gehoor het. Hierdie tweede een is iets wat hulle gesien het. Hulle kon dit sien. En Lukas sê dit was tonge soos van vuur. Tonge soos van vuur. 'n bonatuurlike verskynsel. Dit was nie 'n letterlike vuur nie. Dit was tonge soos van vuur. En dan sien ons ook wanneer ons na die geskiedenis gaan, dat God ook die vuur menigmal in die geskiedenis van sy handeling met sy volk gebruik het. En elke keer was dit die simbool van sy heilige teenwoordigheid. Levitikus 9 vers 24, 2 Kronieke 7 vers 1 tot 3, daal vuur regstreeks uit die hemel neer om die tabernakel eerstens en daarna die tempel van Salomo in te wy. Dit is waar daar beskryf word dat God se teenwoordigheid het soos 'n vuur gekom en daarop neergedaal. Dit was die teken dat God daardie plekke beset met sy teenwoordigheid. Daardie plekke beset met sy teenwoordigheid. Net nog 'n gedagte, in Levitikus 6 vers 13 het God opdrag gegee nadat hy die bou van die tabernakel beskryf het en wat hulle alles daar moet doen, hoe hulle dit moet doen. En hy het gesê daardie vuur daardie vuur wat op die altaar is, mag nooit ooit doodgaan nie. Dit was die taak van die priesters om dit voortdurend aan die gang te hou. Dit moes dag en nag deur die mensehande van die priesters aan die gang gehou word, as teken van sy voortdurende teenwoordigheid. Maar God se woord kan ook 'n vernietigende vuur wees. Soos God in Jeremia 23 vers 29 die valse profete baie ernstig waarsku. En hy vra dan vir hulle, is my woord dan nie soos 'n vuur nie? Daardie vuur wat julle kan vernietig. Maar nou kyk ons na daardie Pinkstergebeure weer. Hierdie vuur daal nie neer op 'n fisiese tempelgebou soos in Jerusalem nie.
Hierdie vuur kom uit die hemel, dit verdeel en dit gaan sit op die koppe van elkeen van die disippels en die volgelinge daar by mekaar. Maar hierdie keer is dit 'n vuur wat deur God aangesteek is, wat nooit sal vergaan nie. Want God het dit aangesteek. 'n Vuur wat nie deur menslike priesters aan die gang gehou moet word nie, maar deur die ewige Heilige Gees binne in ons. En op hierdie manier, geliefdes, word elke disipel, elke ware gelowige, word daardeur dan 'n lewende altaar van die lewende God. As daardie besef ons dan nie ook nog verder dring om te besef wie en wat ons in Christus is nie. Dat ons is die draers van hierdie vuur in ons. Sy Heilige Gees is in ons. Dit is die vuur wat in ons brand en wat deur God aan die gang gehou word. Dit moet ons dring om te wees wat ons moet wees, naamlik 'n lewende tempel van die lewende God. Die derde bonatuurlike manifestasie in vers 4 was die spreek in ander tale. En ek wil dit baie spesifiek doen. Hierdie vertaling wat sê spreek in ander tale is baie belangrik, want dit is wat dit waarlik is. Ons lees in vers 4, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En ook, as ons daarna kyk, dan sien ons dat ook by hierdie manifestasie op Pinksterdag, die spreek in tale, het 'n lang geskiedenis in die Bybel, in die Ou Testament. As ons teruggaan na die groter prentjie, onthou ons, by die toring van Babel in Genesis 11 vers 1 tot 9, het God die menslike taal wat daar was, het hy die taal verwar sodat hulle mekaar nie meer kon verstaan nie. Hulle het nie ander tale gespreek as daardie taal nie, maar God het dan die hoor van daardie taal verwar sodat hulle mekaar nie meer verstaan het nie. En daarna, na die verdeling dat hulle nou almal in verskillende rigtings gegaan het, het God vir hulle 'n taal gegee vir elke streek en nasie, soos wat hy dit bepaal het, soos wat hy ook die grense bepaal het van elke volk en taal. So tale was by Babel die instrument van God se oordeel. Hy het hulle, die tale wat hulle gespreek het, verwar, sodat hulle mekaar nie meer kon verstaan nie. So na die mense se uitmekaar spat by Babel, het God in sy soewereine wysheid aan elke volksgroep 'n eie identiteit, 'n eie taal gegee om hom van ander te onderskei. Maar hy het ook vir sy eie volk die Hebreëse taal gegee. En dit bring ons dan by die konteks van Handelinge 2. God het ook vir sy volk 'n taal gegee. Nou kom ons kyk wat gebeur nou hier. So daardie vreemde tale wat in die bokamer gehoor was in die eerste plek, moet ons nou verstaan, 'n oordeel oor die Jode. 'n oordeel oor die Jode. Dit was 'n baie spesifieke verklaring deur God, dat hy nou sy reddingsboodskap nie meer deur die taal van sy volk na die ander nasies gaan versprei nie, maar deur die tale van die wêreld. Hy het hierdeur gesê, Israeliete, ek is nou vir hierdie oomblik klaar met julle. Julle is nie meer my kanaal van waarheid na die wêreld nie. Was 'n baie spesifieke verklaring. Dit is ook bevestig met die verwoesting van Jerusalem en die tempel in 70 na Christus. Alles deel daarvan om te sê, ek is klaar met julle. Onthou dan ook die hemelvaartboodskap, wat ek verlede week na gekyk het. In die 400 jaar van stilte tussen die Ou en die Nuwe Testament, het God dan ook 'n taal geskep, 'n wêreldtaal bevorder, sodat die boodskap, sy boodskap, vinniger en makliker deur die wêreld kon versprei. Elke taal nog ja, maar sy woord kon in die Griekse taal verwoord word, sodat almal dit kon verstaan.
So God gebruik die tale hier op Pinksterdag om te sê, Israel, Jode, julle was ongehoorsaam. Julle was ontrou aan wat ek vir julle gegee het. En nou is julle nie meer my kanaal van genade nie. Nou is dit al die volke van die wêreld. Al die volke van die wêreld. So in die 400 jaar van stilte het ek het reeds daaraan verwys. So die een ewige evangelie van redding word nou in elkeen se eie intieme moedertaal gehoor. En dit is die voordeel, Here, geliefdes. Ook ons, dink net daaraan, ons het ons eie Bybel. Ons het die voorreg dat ons die evangelie van redding in ons eie taal het en kan hoor. Dit spreek tot ons in ons eie taal. En dan verstaan ons dan ook dat Israel as God se nasie word nou vervang met die kerk as God se nuwe genadekanaal na al die nasies. En ek wil net daardie ding uit die pad, uit die weg uitruim. Die kerk vervang nie Israel as God se volk nie, verstaan dit goed. Maar as 'n kanaal van genade en die genadeboodskap na die wêreld. En daar's 'n groot verskil daarin. En dis hoekom daar so groot verwarring is. Die kerk is God se genadekanaal van die genadeboodskap na die wêreld. Al die tale en volke. Maar Israel bly bestaan as volk. En hulle gaan weer as volk, volgens Romeine 11, weer in God se genadebestel ingebring word. God gaan hulle nog 'n kans gee. Maar vir die oomblik is die kanaal van redding, die kanaal van die genadeboodskap, die kerk, en nie meer Israel nie. Maar die middelmuur van skeiding tussen Jood en nie-Jood is nou finaal afgebreek, soos Paulus dit in Efesiërs 2 vers 17 beskryf. Efesiërs 2 vers 17. En hy verwys hier na Jesus en sê, en hy het die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was en aan die wat naby was. Want deur hom het ons albei die toegang deur een gees tot die Vader. Hoor mooi. En hy het die evangelie van vrede, vrede met God, kom verkondig aan julle wat ver was, al die tale, al die volke, en aan die wat naby was. Want deur hom, deur Jesus Christus, het ons al twee die groepe, toegang deur een gees tot die Vader. Vers 19, so is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges, huisgenote van God, gebou op die fondament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, in wie die hele gebou goed saamgevoeg verrys tot 'n heilige tempel in die Here, in wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Paulus verduidelik hier dit so besonderlik goed, dat ons kan verstaan. Ons is deel van hulle wat ver was, wat nou deur dit wat op Pinksterdag gebeur het, die geboorte van die kerk, dat ons nou deel kan wees van hierdie genadebestel van God, wat na die hele wêreld uitgedra word, en uitgedra is, besig is om uitgedra te word. En nou is ons een in Christus. En dit beteken ons is een met al die gelowiges dwars deur die hele wêreld. Ja, ons is een ook met die gemeente waarin ons onsself bevind. Maar as gemeente is ons ook een met al die gelowiges dwars deur die wêreld. En dit is wonderlik om daardie eenheid in die geloof te kan beleef. En ons wat die voorreg gehad het om in 'n ander land te gaan woon vir bykans 4 jaar om te sien, maar ons praat dieselfde taal, ons het dieselfde hart, ons gee vir mekaar waarlik om. En hoe het hulle dit nie bewys nie, geliefdes?
was genade op genade op genade, want ons het een hart gehad. En daarom is dit dan so absoluut dringend, belangrik, noodsaaklik, omdat ons mekaar nodig het, dat ons een in die Gees sal wees. En dat ons alles in ons vermoë sal doen om die eenheid van die Gees te bewerkstellig. En daar te wees, die een vir die ander. Mag die Here ons waarlik in staat stel om dit te kan doen. Maar ook in Handelinge 1 vers 8 kry hier die nuwe spreekbuis van God nou die opdrag, die gemeente, met ander woorde, die kerk wat nou nuut gevorm is, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Wat sê God hier? Dit wat ek van julle verwag om een te wees, is soos ek al hoeveel keer in die verlede gesê het. Wanneer God van ons iets vra, gee hy vir ons dit waarmee ons dit kan doen. Hy sê, wees een in die Gees, en hy gee vir ons sy Gees, sodat ons daardie eenheid in die Gees kan beoefen en kan beleef, kan ondervind. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En dan gaan hy verder, hy sê, en julle sal my getuies wees. Nou, maar wanneer julle my Gees het, sal julle my getuies wees. Julle sal die briewe wees, soos wat Paulus geskryf het aan die Korintiërs, wat gelees word deur die wêreld en gelees kan word van die genade en die redding wat daar in Christus Jesus is. En dan sê hy hier, tot aan die uithoeke van die aarde. Niemand word hiervan uitgesluit wat 'n ware gelowige is nie. Niemand nie. So hier sien ons, hier word die kerk gevestig. Die kerk van Jesus Christus. As die plek waar almal God in hulle eie taal kan hoor en loof en dien, kan uitleef. Want God gee vir ons sy Gees om dit te doen. En daar's geen gelowige wat nie sy Gees ontvang het nie. Onthou dit. As jy 'n ware gelowige is, as jy waarlik tot bekering gekom het, het jy die Heilige Gees ontvang. Dis nie iets wat later kom, nie. Dis nie iets wat ons 'n diens kan hou en sê, ons gaan vandag nou almal die Heilige Gees. Ons kan dit nie skeduleer nie, ons kan dit nie beplan nie, ons kan nie 'n program daarvoor uitwerk nie. By redding, daardie oomblik van redding, word die Heilige Gees ontvang. En het elkeen van ons die Heilige Gees in hom, as jy 'n ware gelowige is. So daarom is dit moontlik om ten spyte van wat die omstandighede ook al is, God se Gees uit te leef met wie jy ook al in aanraking kom. Jy hoef nie die krag te genereer nie. Maak staat op God se Heilige Gees. Jy het dit. Jy het dit. As ons dan terugkyk op die uitstorting van die Heilige Gees, deur hierdie 3 elemente, die wind, die vuur, die tale, waardeur die kerk tot stand gekom het, en dit teen die agtergrond van God se genade en God se beskikking beskou, daardie dag, dan moet ons verstaan, geliefdes, daar's 4 dinge wat ons hieroor moet verstaan. Dit was onmiskenbaar, unmistakable, dit kan nie met enigiets anders verwaar word nie. God het aan sy kerk duidelike tekens gegee. En die uitstorting van sy Gees was 'n sigbare, hoorbare, beleefbare vervulling van die belofte van die Christus wat gekom het en sy taak volvoer het en sy bloed gegee het. En nou het sy Gees gekom om die kerk te vul. Dit was onmiskenbaar, dit wat gebeur het. Tweedens, dit was onvoorwaardelik. Geen menslike proses kan dit beplan of program kan dit tot uitwerking bring nie. Dit was die enigste voorwaarde daarvoor.
Ek sê dit was onvoorwaardelik, maar die enigste voorwaarde van God se kant was om 'n nederige gehoorsaamheid aan hom oor te gee, aan die Gees oor te gee, soos wat ons in die eerste saligspreking gesien het. Wanneer is ons wat ons moet wees? Wanneer ons nederig van gees is. En die ware gelowige is nederig van gees. Wie is dan vir ons die beter voorbeeld as juis Jesus? Hy wat die skepper van die heelal was, wat hom laat kruisig het deur die skepsels van sy make, op 'n boom van sy make, spykers wat gemaak is van dit wat hy in die aarde geplaas het. Hy het hom onderwerp aan sy skepping. En daardeur die Vader gehoorsaam. Wat is dit wat ons dan kan ondervind in hierdie wêreld, wat vir ons sê, nee, ek verhef myself bo hierdie situasie, ek gaan my wil laat geskied. Derdens was dit onvermydelik. Wat bedoel ek daarmee? Onvermydelik dat die kerk tot stand kom en saam met die kerk se totstandkoming, dat dit sou uitspoel na die wêreld, uitbeweeg, uitgolf oor hierdie wêreld. 'n Kerk wat vervul is met die Gees kan nie stil bly nie en kan nie deur sy lewe swyg nie, want die evangelie breek deur elke taalgrens en elke versperring totdat dit sigbaar is vir die wêreld. Vierdens was dit onherhaalbaar. Unrepeatable, onherhaalbaar. Net soos die inkarnasie, wil sê, die menswording van Jesus, die kruisiging, die opstanding, die hemelvaart, al daardie dinge was Pinkster, 'n eenmalige, unieke gebeurtenis in die geskiedenis van die verlossing wat God bepaal het vir sy kerk, as kanaal van sy redding. Daarom verwag ons nooit 'n tweede Pinkster nie, want die Gees is reeds uitgestort. Maar nou leef ons, die kerk, in 'n tyd van voorbereiding en afwagting op die wederkoms van ons koning Jesus Christus. Hy het sy Gees gegee, sodat ons in hierdie tyd van voorbereiding vir die wag van die wederkoms, kan lewe soos ons moet lewe en kragtig die boodskap uitleef. Nou wil ek weer na Psalm 51 toe gaan, wat ek net nou reeds genoem het. Psalm van Dawid se pleidooi nadat Nathan die profeet hom aangespreek het oor sy sonde. En ons lees in Psalm 51 vers 12 tot 14 'n absolute hartroerende pleidooi van Dawid. Onthou, Dawid, die man na God se hart, kom met hierdie pleidooi. En in die verse voor vers 12 het hy sy sonde met trane bely. Maar dan kom hy in vers 12 en hy sê, skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees, 'n gees wat vasgebind is aan u Gees. Verwerp my nie, dryf my nie weg van u aangesig nie, o Here. Neem u Heilige Gees nie weg van my nie. Gee my weer die vreugde van u heil. Maar Here, ek wil die vreugde wat ek ondervind het, die oomblik van my redding wil ek aanhoudend ondervind in hierdie lewe. En ondersteun my deur 'n gewillige gees, 'n gees wat aan u oorgegewe wil lewe. Maar let wel, dit was die noodkreet van die ou verbond, Dawid wat onder die ou verbond geleef het. Waar die Gees van God, soos God gewil het, op mense uitgestort is. En God het kon verwyder soos hy wou. Maar in die nuwe verbond, geliefdes, waar God se Gees uitgestort is op sy kerk,
is dit nie so nie. As God sy gees op jou uitgestort het, is sy gees onvervreembaar van jou. En dis hoekom ons sê onder andere dat as jy een keer gered is jy vir altyd gered. Want ons is deur die gees verseël tot die dag van volle verlossing. Nou maar die wederkoms. En ons grootste uitdaging dan is om die Heilige Gees van God nie te bedroef nie. Nie te bedroef nie. Efesiërs 4 vers 30. Om die Heilige Gees nie te bedroef nie. Want al verlaat die Gees ons nooit, kan ons deur ongehoorsaamheid wel, soos Dawid, die vreugde van sy gemeenskap en die krag van sy vlam en sy teenwoordigheid in ons harte demp, dat ons dit nie meer beleef nie. Verstaan jy die verskil tussen die ou verbond en die nuwe verbond? As jy ware gelowige is die Heilige Gees onvervreembaar van jou. Maar jy kan hom bedroef deur hoe jy lewe, deur wat jy doen, deur spesifieke dade of deur jou leefstyl of wat ook al. Jy kan hom bedroef en dan gaan jy nie meer sy teenwoordigheid beleef nie. Maar hy is daar. En God het vir ons in sy woord die weg voorberei om altyd terug te gaan. Om altyd weer die Gees te beleef. En dit is deur 1 Johannes 1 vers 9, wanneer ons sondes bely. Want hy sê vir ons, God is getrou en regverdig, en hy sal ons sondes vergewe. So dis wat daar is. En dis waarin die werklikheid waarin ons moet lewe. Dis hoe ons daagliks met ons lewe moet aangaan. Dit laat my so dink, en dit is ten slotte, as ons na die boek van Handelinge gaan, in Handelinge 28, en ek dink hierdie vers is nie op die bulletin aangeteken nie, Handeling 28, dan lees ek vanaf vers 23, en dit is nou die slotgedeelte van Handelinge, van die boek, van Handelinge, die hele boek 28, die 28ste hoofstuk, die laaste verse, wat vir ons oor Paulus die volgende sê. Paulus was in Rome, en hy het met die Jode in Rome, het hy vir 2 jaar lang gesprekke gevoer en die boodskap oorgedra. Maar baie van hulle was hardkoppig, hulle wou nie hoor nie. Hulle het gehoor, maar hulle het nie geluister nie. En toe het hy na die leiers toe gegaan en gesê, maar kom ons praat net hieroor, kom ons kom by mekaar, laat ons hieroor kan praat. En dan lees ons in vers 23, en hulle het vir hom 'n dag bepaal, en baie het na hom, dis na Paulus, in sy verblyfplek gekom. Hy was wel in arrest, maar het was huisarrest. Omdat hy 'n Romeinse burger was, kon hy in sy eie huis bly terwyl hy in huisarrest was. Daar was wel 'n soldaat wat voortdurend by hom was. So, die regering gee 'n soldaat wat jou dag en nag by jou is. Jy is nooit alleen nie. Dit was waaronder Paulus gelees het. En in 'n kragtige getuienis het hy vir hulle die koninkryk van God uitgelei. En van die môre vroeg tot die aand het hy uit die wet van Moses en uit die profete hulle probeer oortuig aangaande Jesus. So hy het aan hulle die evangelie oor en oor gebring. En sommige het geglo wat gesê is, maar ander het ongelowig gebly. Ander het ongelowig gebly. En toe hulle onder mekaar onenig was, die Jode nou, het hulle uiteengegaan nadat Paulus hierdie woorde gesê het, naamlik, wat het Paulus vir hulle gesê?
Tereg het die Heilige Gees deur Jesaja die profeet tot ons vaders gespreek. Hy sê, met julle onthou die woorde van Jesaja die profeet, toe hy tot ons vaders gespreek het, het hy die volgende gesê. Wat het hy vir die profete gesê? Gaan na hierdie volk en sê vir hulle, met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie. En julle sal kyk en glad nie sien nie. Want die hart van hierdie volk het stomp geword. En met die ore het hulle beswaarlik gehoor. En hulle oë het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oë sou sien, en met die ore hoor, en met die hart verstaan, en hulle bekeer, en ek hulle genees nie. Verstaan jy hierdie stompsinnige hart, waarvan hy hier praat? Maar Paulus het vir die Jode gesê, dit is wat God gesê het, en hier, wat julle nou hier sien gehoor, hierdie wat nie wil hoor nie, en nie die boodskap wil aanvaar nie, dit is presies waarvan die profete gepraat het. En dan gaan hy verder, laat dit dan aan julle bekend wees, dat die heil van God aan die heidene gestuur is, en hulle sal luister. Julle wil nie hoor nie, maar hulle sal luister. En toe hy dit gesê het, het die Jode onder groot woordestryd met mekaar weggegaan. En Paulus het 2 volle jare in sy eie gehuurde huis gebly en almal ontvang wat na hom gekom het, terwyl hy die koninkryk van God gepreek en onderrig gegee het aangaande die Here Jesus Christus, met volle vrymoedigheid, sonder enige verhindering. Dit was die einde van die handelinge van die apostels. Kan u sien, God se boodskap het nog nooit verander nie. En die dringendheid wat daar 2000 jaar terug was, met die geboorte van die kerk, dit het nog nooit verander nie. Maar die wêreld het verander. En die mens word deur die wêreld verander. Almal het verander, niemand lewe meer soos 2000 jaar gelede nie. Ons is ander omstandighede, ander dinge wat ons verlei en wat ons besig hou ensovoorts. Maar die boodskap het nog nooit verander nie, geliefdes. My gebed is dat ons hierdie Pinksterfees die genadige seëninge sal waardeur die evangelie van Christus, wat ons in ons eie taal kan hoor, dat dit werklik in ons 'n vasdra plek sal kry en ons dit daagliks sal verstaan, elke oomblik sal verstaan, wanneer ons hier lewe. Want God se Gees is voortdurend in die hart van die gelowige. Sedert Pinkster, dis nog steeds in die hart van elke gelowige. Laat ons dan niks doen wat ons soos Dawid sal laat ween. O Here, verwerp my nie van u aangesig nie. Neem nie u Heilige Gees weg van my nie. Maar gee weer vir my die vreugde van my heil, van my redding. Restore unto me the joy of my salvation. Dit is die hart van ware Christen wees, geliefdes. Dit is die hart wat ons vandag gedenk. En mag die Here deur sy Gees met elkeen van ons praat, dat ons werklik na onsself kyk in die spieël van sy woord, en waar nodig is dan terugkeer na dit wat sy grootste geskenk aan ons was, reeds toegegee, en ons vandag die deelgenote daarin kan wees. Kom ons bid. O Heilige Gees, u wat op daardie eerste Pinkstermôre soos tonge van vuur neergedaal het, u wat soos die groot rukwind hoorbaar u aankoms aangekondig het.
U wat die aankondiging ook gemaak het dat in die tale van die wêreld die reddingsboodskap versprei gaan word. Maar ook hier die belangrike ding, dat U wet nie op die kliptafels geskryf word nie, maar op die tafels van ons hart. U het elkeen van ons 'n lewende altaar gemaak. En ons bely vandag, Here, dat as ons nou na hierdie woord kyk en besef die ware betekenis van Pinkster, Here, dan is daar 'n waarskuwing vir elkeen van ons. Maak ons dan sensitief soos Dawid, Here, dat dit ook ons gebed sal wees om te sê, Here, asseblief, moenie toelaat dat ons U bedroef nie. Doen wat nodig is in ons lewens om ons terug te vat na daardie oomblik van bekering, toe ons die vreugde van bekering beleef het. En die kere daarna. Neem ons terug, o Vader. Ons bid, Here, dat U vandag die vuur op die altaar van ons harte opnuut sal vermeerder, meer vuur maak hout gee, Here, met U heilige, reinigende teenwoordigheid, en met dit wat U toelaat of voorskryf in ons lewens, dat dit vir ons dan ook, dit sal wees wat ons gebruik, Here, om die vreugde van ons bekering, van U teenwoordigheid, U Gees in ons, om dit in ons te laat herleef. Maak ons, Here, ook U spreekbuise in hierdie wêreld, deur die verkondiging van die evangelie, maar ook die groter verkondiging van die evangelie, deur ons lewens, deur wie ons is, deur wat ons doen. Help ons om nie net hoorders van die woord te wees nie, maar vurige getuienis wat U groot dade met krag en sonder vrees verkondig, waar ons ook al is en in wat ons ook al doen. O Here, dit is ons gebed vir hierdie dag, en ons kan nie anders as om net na U toe te kom, en net nogmaals dankie te sê vir die voorreg wat ons het om hierdie dag te kan gedenk nie. Maak dit die werklikheid van ons bestaan, van elkeen wat hierdie woorde hoor, maak dit die werklikheid van ons bestaan, Here, dat ons waarlik hierdie dag gedenk as 'n dag van genade. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.